het van ons bedieningsspan 'n werkswinkel bygewoon oor leierskap. En die tema van hierdie werkswinkel was leierskap in onsekere tye. Ek dink jy sal met my saamstem dat ons lewe in onsekere tye. En die persoon wat hierdie werkswinkel aangebied het, begin toe met die volgende stelling, dat elke tyd waarin ons leef, is onsekere tye. Ons beleef, ek en jy beleef onsekerheid in soveel areas van ons lewe. As ons moet dink aan die politiek, in Suid-Afrika en ook wêreldwyd, beleef ons op politieke vlak baie onsekerheid. As jy moet dink aan die klimaat, ons beleef onsekerheid. Die afgelope paar weke weet ons nie watter seisoen is dit nie. Is dit winter, is dit somer, is dit herfs, en selfs in een dag beleef ons 4 seisoene. Onsekerheid. Daar's van ons wat ook onsekerheid beleef in verhoudings, in ons huwelike, vriendskapsverhoudings, familieverhoudings. Hier is soveel van ons wat ook deur uitdagings gaan as dit kom by ons gesondheid. Van ons familielede wat siek is of dalk in 'n ongeluk was of besering opgedoen het en ons beleef onsekerheid. Dis die skrywer en hy werk vir 'n organisasie met die naam van Lifeway, Todd Atkins, wat 'n akroniem gebruik om ons wêreld te beskryf. En daar kan jy identifiseer met hierdie akroniem. Want selfs by ons werkplekke en in ons maatskappye, en selfs maatskappye waar mens baie sekerheid beleef het oor jare, kom daar seisoene van onsekerheid. Hy gebruik die akroniem VUCA om ons wêreld te beskryf. En ek wil jou nooi, as jy tans onsekerheid beleef, gaan rus en gaan Google VUCA en ek glo jy gaan ook hulp vind uit hierdie akroniem wat hy gebruik. Ek wil nie veel sê oor dit nie, maar hierdie akroniem staan basies, die V staan vir volatile. Dat verandering is konstant. Verandering kom vinnig na ons kant toe en verandering gebeur ook baie onverwags. Die U staan vir uncertain. Daai onsekerheid waarmee ons leef. En dan die C vir kompleks. Dat die uitdagings waarmee ons tans sit, is nie maklik nie. Dis nie eenvoudig nie. Watter uitdaging jy ook al mee sit. Dis komplekse uitdagings met komplekse oplossings. En dan natuurlik die A vir ambiguous. Wat basies beteken dat dit los ons baie keer op 'n plek van hierdie onduidelikheid en van die gevoel van dis verwarrend. Nou met alles dit gesê, met dit in die agtergrond, is een van ons grootste behoeftes waarmee meeste van ons sit, die behoefte aan stabiliteit, sekerheid. Ek wil jou neem na 'n skrifgedeelte toe vanoggend in die Ou Testament. En wanneer 'n mens oor hierdie man se lewe lees, kom jy agter dat hy het 'n groot stuk stabiliteit gebring in sy omgewing, deur sy leierskap en net deur sy menswees. Op 'n jong ouderdom het hy groot leierskap ontvang. Hy was 35 jaar oud, min of meer die ouderdom van baie van ons wat hier sit. En sy leierskap, en ek wil jou nooi om te dink ook aan jou konteks, jou maatskappy, jou besigheid, jou familie. Die invloed wat hy gehad het in 'n tyd van baie onsekerheid was sekerheid en stabiliteit. Ek seker van jy het dit al beleef by jou werkplek waar daar onsekerheid is en iemand word aangestel in 'n leierskapsposisie en daai persoon net bloot hulle teenwoordigheid bring 'n stuk stabiliteit in 'n tyd van onsekerheid. En dis wat hulle beleef het deur sy lewe. Wanneer ons oor hom lees, en ek wil net opsommend oor hom praat, dan kom ons agter, maar hierdie was 'n man gewees wat uitverkoop was aan die Here. Hy was nie skaam gewees om te sê, God se wil is vir hom belangrik, en die Here se beginsels is vir hom belangrik. Hy het dit geleef in elke sirkel waar hy geleef het. Hierdie man het gesonde verhoudings gehad.
Nie net in sy gesin en sy familie nie, maar hy was intentioneel daaroor gewees om in die land waar hy moes leierskap uitleef, in die organisasie waar hy moes leierskap uitleef, om sterk, gesonde verhoudings te bou met mense. En dit bring stabiliteit. Maar bo dit alles het hy gekom, en hy het nie net deur sy teenwoordigheid stabiliteit gebring nie. Hy het 'n paar strukture en sisteme in plek gesit, wat stabiliteit gebring het. Die man se naam is koning Josafat. Maar dan sien ons, in hierdie seisoen van stabiliteit, en in hierdie seisoen waar alles goed gaan, dat daar 'n onverwagse verandering kom. Het jy dit al beleef? En Josafat kom, en hy kry nuus, slegte nuus. Jy kan gerus daarvan lees in 2 Kronieke 20, vers 2, gaan ons saam ook nou lees. Ek wil nooi om dit op die skerm te volg. Hy sê, Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oorkant die dooie see, van Edom af, het teen u opgetrek. 'n Groot menigte. 3 van sy grootste vyande besluit om oorlog teen hom te maak. Nie 1 nie, nie 2 nie, maar 3. En Josafat in hierdie oomblikke beleef hy iets wat sy stabiele wêreld skud. Kan ek jou vra om terug te dink aan 'n oomblik toe jy dit ervaar het in jou lewe? 'n Verhouding wat opgebreek het? 'n Ongeluk waarin jy was? Nuus oor jou maatskappy of die afdeling vir wie jy werk? Josafat ontvang hierdie nuus. En hy beleef wat jy en ek ook beleef in sulke oomblikke. Hy beleef hoe sy emosies amper soos 'n maalkolk is. In die skrif lees ons, hy was bang en hy was ontsteld gewees. Jy het ook al sekerlik daai emosies beleef. Ons beleef en ons lees ook in hierdie skrifgedeelte dat hy kom op 'n plek en hy verbaliseer dit. Hy sê ook, maar hoe gaan ons teen hierdie mag wat teen ons optrek, hoe gaan ons teen hulle kan standhou? Ons is nie opgelei hiervoor nie en ons is ook nie toegerus hiervoor nie. Ek dink een van die grootste vrae wat ons baie keer vra in sulke omstandighede in ons lewe, is juist dit. Hoe gaan ek hier deurkom? Wanneer gaan hierdie ding eindig? Ek dink aan iemand wat sit met 'n besering of iemand wat sit met 'n siekte en dalk al vir maande daarmee sit en sê, maar wanneer gaan ek hier deurkom? Wanneer gaan ek net weer normaal kan funksioneer? Dis een van die groot vrae wat ons vra. Is ek opgelei hiervoor? Dis van ons wat leierskapsposisies beklee in jou skool en in jou werkplek. En ek dink as leiers, as ons soms op 'n plek kom waar ons net uitdagings beleef, daai gevoel van, hoe gaan ons hier deurkom? As ek moet terugdink aan my eie lewe en die areas waarin ek moes lei, was daar al keer op keer tye gewees waar ek gaan sit het en net hierdie sin gesê het. Ek het gesê, I did not sign up for this. En dalk as leier het jy dit al beleef. Is in daai oomblikke wat jy uitdagings het. Ek dink een van die grootste vrae is, wanneer kom ek hier deur? Maar een van die grootste versoekings in sulke omstandighede is dat jy en ek net moet opgee. Ons voel ek kan nie verder nie, ek kan nie aangaan nie, ek sien nie kans hiervoor nie. Hierdie verandering en hierdie onsekerheid is vir my net te groot. Ons is besig met hierdie preekreeks. God is. En dis die teoloog A.W. Tozer wat die volgende stelling maak. Hy sê, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Dis die belangrikste ding. Want hoe jy en ek dink oor God, beïnvloed alles. Dit beïnvloed ons hele lewe.
Hoe ons dink oor God spoel oor in elke area en verhouding van my lewe. Dit spoel oor in my verhouding met my vrou, my man, my kinders, my familie, my kollegas. Dit spoel oor in my verhouding met God. Dit spoel ook oor in my verhouding met myself. Terug by Josafat. Josafat is gedompel in onsekere tye. En is in hierdie oomblikke dat hy God beleef op 'n manier wat ek dink ons baie keer afskeep. Wanneer ons hierdie sin voltooi, God is, dink ek hierdie is baie keer die laaste karaktereienskap van God waaroor ons dink. En dis wat Josafat beleef van God in hierdie oomblikke. Vanoggend, God is 'n vegter. God is 'n vegter. Nou, hoe beleef jy en ek God as 'n vegter in onsekere tye? Hoe kan ek hom so beleef? Hoe kan jy hom so beleef? Ek wil 2 aksies noem. En die een aksie is 'n aksie wat kom van jou en my kant af. En die ander aksie is wat kom van God se kant af. Ons aksie. Wat ek sien in Josafat se lewe is dat heel eerstens maak Josafat ruimte vir 'n ontmoeting met God. En hier's ons aksie. As jy en ek in 'n onsekere situasie is, onsekere tye is, dink ek hierdie is krities. Dat ons heel eerstens sal ruimte maak vir God, 'n ontmoeting met God. Vers 3 en 4 van hoofstuk 20 sê, Josafat was bang en hy het by die Here hulp gesoek. Kom ons stop net gou daar. Ek wonder baie keer, hoe sal ons daai sin voltooi? Hierdie sin kon totaal anders gelees het. Ons kon gelees het, Josafat was bang en hy het weghardloop. Josafat was bang en hy het hom oorgegee aan sekere middels. Josafat was bang en hy het net opgegee. Maar die eerste ding wat ons lees is, Josafat was bang en hy het gaan hulp soek by die Here. Josafat begin waar jy en ek baie keer eers dink om te eindig. Sy begin is baie keer ander mense se laaste uitweg. Kom ons lees verder. Hy sê, hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Wat 'n mooi prentjie. Hy begin by God. Hy maak ruimte om 'n ontmoeting te hê met die Here. En ek dink hierdie is vir my so belangrik, en ek weet ons weet dit, maar dat ons gebed is nie, ons kan natuurlik met ons versoeke voor die Here kom. Dis die oop uitnodiging wat ons het in ons verhouding met die Here. Maar ons gebed heel eerstens is altyd 'n ontmoeting met God. En daarom skep ek ruimte vir hierdie ontmoeting met God. Hy doen moeite. Hy roep 'n vasdag uit. Hy kry mense bymekaar om saam te bid. Daar's krag daarin om saam te bid. In die eerste kwartaal met ons reeks intentionele jaar, kon ek sien die krag daarin van groepe wat saam bid, wat hulle versoeke noem vir mekaar. Daar's krag daarin wanneer ons as vriende saam bid. Wanneer jy en ek, as jy getroud is, as jy saam met jou vrou, saam met jou man bid oor sekere uitdagings. 'n Paar jaar terug hoor ek op 'n plaaslike radiostasie hoe die omroeper mense vra om in te bel en te sê, hy vra vir vroue om in te bel en te sê, wat wil hulle hoor moet ons as mans vir hulle sê? En baie van die vroue het ingebel en hulle het gesê, al wat ons wil hoor van ons mans. Nou manne, hierdie is nou belangrik, neem nou nota. Al
wat ons vroue van ons wil hoor is, jy en ek moet sê, jy is reg. Dis al wat hulle wil hoor. So baie keer in die oggende moet ons opstaan en die spieël antwoord, jy is reg, jy is reg. Maar baie vroue het ingebel en gesê, ons wil hoor ons man sê, ek hou van jou. Ek is net lief vir jou nie, maar ek hou actually van jou. So 2-3 weke terug stap ek daar in Istanbul se strate, en vir die hele week was daar 'n paartjie saam met ons in die groep. En hierdie man het ook leierskap uitgeleef in die NG Kerk, dalk ken baie van julle vir hom, Nelis Niemand, hy is in sy 70's, hy het ook nou afgetree. Maar die hele toer deur, sien ek hoe hou hy sy vrou, sy pragtige vrou se hand vas. En op die laaste dag van ons toer, stap ek langs hulle en ek sê vir hom, Nelis, ek het jou nou dopgehou vir 'n week. En julle twee lyk so verlief, wat is julle geheim? Julle hou mekaar, hoekom hou julle mekaar se hande so die hele tyd vas? En hy draai so na my toe en hy sê vir my, weet jy Ewald, as jy nou kom die ouderdom waar ons is, moet ons mekaar se hand vashou, want net nou raak een van ons verlore. Ons raak weg. Maar toe sê hy, ons hou actually van mekaar. Ons is nie net lief vir mekaar nie, maar ons hou van mekaar. Maar wat my opgeval het van hierdie omroeper, toe hy vir mense vra, vir vroue vra om in te bel, is dat soveel vroue sê, ons wil hoor ons man sê, ons is saam in hierdie ding. En ons het nodig om te kommunikeer, as jy vanoggend getroud is, wanneer jy en ek deur uitdagings gaan, as individue, maar ook as 'n paartjie of as 'n familie, een van die groot maniere hoe ons kommunikeer, ons is saam in hierdie ding, is dat ons saam bid oor hierdie ding. Terug by Josafat. Josafat kom, roep 'n vasdag uit, en hier's mense wat saam bid. En dan in vers 6 tot vers 12, lees ons die inhoud van hierdie gebed. Kom ons lees net die begin van hierdie gebed, vers 6 tot 7. Hy bid en hy sê, Here God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U, ons God, wat die vroeë inwoners van hierdie land voor U volk Israel uit verdryf het. En ek wil net nou weer terugkom na hierdie teruggrype wat hy gehad het in die geskiedenis van Israel. Maar wat doen hy? In hierdie gebed fokus hy nie op sy probleme nie op sy vyande nie. Hierdie ou is in die moeilikheid. En hy kon maklik vir 10 minute vir die Here besig hou om te sê oor hierdie groot mag wat nou besig is om hulle aan te val. Here, dis nie een van ons vyande nie, dis nie 2 van ons vyande nie, dis 3 van ons vyande. Here, ons is nie opgewasse teen hierdie mense nie. Here, hier is die swakheid waarmee ons sit. En ja, ons mag ons eerlike emosies voor God bring. Maar wat Josafat vir ons kom wys is hierdie grootheid van God. Hy raak bewus en hy skep ruimte waar hulle as 'n gemeente, as 'n gemeenskap, as families, as individue die grootheid van God kan beleef. Ek het al agtergekom dat wanneer ek so bewus raak van God se grootheid, dan het dit 'n invloed op my emosies. Dit het 'n invloed op hoe ek my uitdagings en my probleme sien, as man, as leier, as inwoner van 'n dorp so Secunda, as iemand wat woon in Suid-Afrika met al sy onsekerheid. As ek fokus op die grootheid van God, dan skep dit en dit bou hierdie geloof in my. En hy kyk terug en is asof hierdie geloofse oomblikke van die verlede, daai momente van die verlede, momentum, geloofsmomentum in sy lewe skep. Dis Corrie ten Boom, en jy ken ten haar storie, wat betrokke was ook onder andere by baie van die konsentrasiekampe, en sy maak die volgende stelling, sy sê, if you look at the world, you will be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at God,
As hy sê, you will be at rest. Ek wil jou vanoggend nooi, ek weet nie wat se onsekerheid jy tans beleef nie, maar ons gaan ook nou 'n ruimte skep om bewus te raak van God se grootheid. Dis juis ook hoekom ons oomblikke van aanbidding het as 'n gemeente saam, sodat ons geloof gebou word. Ons bewus kan raak van God se grootheid. En ek wil jou nooi daar waar jy nou sit, as jy nodig het om jou oë te sluit, sluit jou oë. As jy graag wil saam sing, die woorde gaan op die skerm verskyn. En kom ons skep ook nou hierdie ruimte om bewus te raak van God se grootheid. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead 3 in 1, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Then my heart will say, how great is our God. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God.
dis wanneer ons ruimte skep vir God, waar ons sy grootheid beleef, en dis ook waar Josafat homself bevind. So my aksie is om ruimte te skep. En wanneer ek ruimte skep, dan kom God, en dis die tweede gedagte, God kom maak homself bekend. Dis die goeie nuus van hierdie reeks, dat ons hoef nie te wonder wie God is nie. Ons kan ook nie ons idee van God afdruk op God nie, maar tog doen ons dit so baie keer. Maar God wil homself aan ons bekend maak, en hy maak homself bekend, ook hier aan Josafat, en hy sê vir hom, daar in vers 15, hy sê, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie. As God 2 keer iets sê, sommer so direk na mekaar, dan moet ons notisie neem. En dan sê hy, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. God kom en hy kom maak homself bekend aan Josafat, en ek hoop jy sien dit ook vanoggend, as God wat hierdie vegter is. In die Engels word vertaal, die Amplified vertaling sê, for the battle is not yours, but it's God's. En dan vers 17 sê hy, julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in, en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Staan en kyk. Dit beteken nie ons moet niks doen nie. Jy en ek doen wat ons kan doen, menslik gesproke. Ons doen ons beste, maar ons vertrou nie ons beste nie. Ons vertrou God met ons beste. Ek doen wat ek kan doen, en dit wat ek nie kan doen nie, dit gee ek oor aan God, wat vir my sê, hy is die een wat vir my veg. As jy die een is wat slegte nuus ontvang het, as jy die een is wat dalk in 'n regsaak is, waar daar onregverdig teenoor jou opgetree is, dan sê hy sê vanoggend vir jou, ek is die vegter. Ek is die vegter. As ek dink hier aan, en ek wil 'n baie eenvoudige beeld gebruik, vergeef my vir hierdie beeld. Maar kom ons sê, ons sit op 'n vliegtuig, en ons is op pad Kaapstad toe. En soos wat die vliegtuig opstyg, sit ek daar in my sitplek, en ek sit nou in die middelste sitplek, daar tussen 2 persone, en ek dink by myself, ek moet nou hierdie vlieënier help om hierdie vliegtuig in die lug te hou. En ek begin my hande, soos 'n voël, te beweeg. Dit klink nou belaglik, verskoon hierdie belaglike illustrasie, maar ek sit daar. Hoe gaan jy voel as jy langs my sit? Jy gaan hoogs geïrriteerd wees. En dan gee my vra, maar waarmee is jy besig? En ek sê vir jou, ek help die vlieënier. Naderhand, soos ons in die lug is, en my arms gaan begin beweeg, vinniger beweeg, gaan die lugwagdien na my toe kom en vir my sê, meneer, waarmee is jy besig? En ek sê vir haar, ek is besig om te help, sodat hierdie vliegtuig in die lug kan bly. Dit klink belaglik. Ek gaan dalk vir 'n halfuur, 40 minute so kan sit. Maar ek gaan moeg raak. En ek gaan agterkom, as ek my arms laat sak, gaan hierdie vliegtuig nog steeds in die lug bly. Eenvoudige illustrasie. Maar ek het so 'n idee dat die Here sê soms vir ons, laat sak jou hande. Staan stil. Jy's besig om hier jouself so moeg te maak. Maar ek's die vegter. Laat sak jou hande. Baie interessant. Dat God kom en honderde jare voor hierdie geleentheid met Josafat, kom sê hy presies dieselfde vir Moses. Moses en die mense van God is in 'n onsekere situasie. Hulle het getrek uit Egipte, en die Egiptenaars is agter hulle aan, en hier staan hulle nou voor die Rooi See, en is die see voor hulle, en die vyande agter hulle, en is onsekere tye. En wat doen jy in daai onsekere tye? Eksodus 14 vers 13 tot 14 sê, Moses het die volk geantwoord, en weer hierdie woorde, moenie bang wees nie. Staan net daar waar julle is, en kyk hoe die Here julle vandag red. Hierdie Egiptenaars wat julle vandag hier voor julle sien,
sal nooit ooit weer gesien word nie. Wag en kyk. Die Here sal in julle plek veg. As jy soos ek is, sou ek in die see wil hardloop en probeer wegswem. Of ek sal opgee. Ons wil mos baie keer veg of vlug. Maar dan kom God met 'n derde opsie. En hy sê, ek is die vegter. Hulle trek deur die Rooi See en Moses skryf 'n lied, 'n aanbiddingslied, en teen die einde van hierdie lied, Eksodus 15 vers 1 tot 3, ek wil jou nooi gaan lees daai lied, maar hy eindig hierdie lied af met hierdie woorde: Die Here is 'n vegter, sy naam is die Here. Jy sien, God kom en hy kom openbaar homself aan ons. Hy het homself openbaar aan Moses. In Eksodus 34 is Moses op 'n plek waar hy wonder, wie is God? Here, hoe sal ek hierdie sin kan voltooi? God is. En God kom na hom toe en sê vir hom, jy hoef nie te wonder nie. Ek gaan myself aan jou openbaar. Ek self gaan vir jou sê wie ek is. En God sê vir hom wie hy is. En teen die einde van hierdie gedeelte in vers 6 sê die Here die volgende. Hy sê, terwyl hy by Moses verbygaan, het hy uitgeroep, ek is die Here, ek bly getrou. En daai woordjie getrou kan letterlik vertaal word. Dit kom van die werkwoord om vas te wees, vas te staan. Dit wat waar en seker is. Met ander woorde, daai onwankelbaarheid, daai vasheid. Die woord amen kom ook hiervandaan. Amen terloops is nie net 'n woord wat ons gebruik om ons gebede te eindig nie, soos oor en uit of tot ziens nie. Nee. Maar amen sê, laat dit so wees, daai vastigheid. Dat een van Jesus se name in Openbaring lees ons, dat hy is die amen van God. Met ander woorde, dis daai stabiliteit. Dis wat ons vind in Christus Jesus. Hy is die amen. Geen wonder die Hebreërskrywer sê, hy sê Jesus is gister, vandag tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. Daar's 'n stuk stabiliteit te vind in hom. Kan ek jou vanoggend vra, waar het jy stabiliteit nodig? Waar beleef jy daai stuk onsekerheid? God is 'n vegter. Kom ek sluit af. As ek dink aan God wat 'n vegter is, wil ek bly by Moses. Jy kan gerus Josafat gaan klaar lees. Josafat behaal die grootste oorwinning nog. En hy beleef God as vegter. Maar Moses, Eksodus 17. In Eksodus 17, hierdie bekende beeld waar Moses op 'n heuwel is en die mense van God weer eens besig is om te beklei teen die vyand, die Amalekiete. En die Here sê vir Moses, hou jou arms omhoog, die kierie wat jy in jou hand het, hou dit omhoog. En terwyl hy sy arms omhoog hou, sien hy die oorwinning. Hy sien voor sy oë hoe God vir hulle veg. Maar Moses is 'n man in sy jare, hy is in sy senior jare en sy arms raak moeg. En die oomblik wanneer hy sy arms laat sak, dan sien hy weer hoe die vyand oorhand kry oor God se mense. En ek het so 'n idee dat die van ons vandag hier is wat amper 'n Moses seisoen in jou lewe beleef. Wat moeg is. Wat probeer jou arms omhoog hou en jy soek stabiliteit, maar die onsekerheid maak dat jy ook moeg word. Jy's diep moeg in jou siel moeg. En dalk vra jy die vraag soos Josafat en jy vra die vraag, wanneer gaan hierdie ding eindig? Jy vra die vraag, is dit maar nie moeite werd om net op te gee nie? Jy's soos 'n Moses wat sy arms voel, ek kan dit nie omhoog hou nie. Maar dis in hierdie oomblikke dat twee manne kom, sy broer Aaron en dan 'n vriend Hur, wat kom en sy arms ondersteun. En ek besef, dat jy en ek is ook soms in 'n seisoen soos Aaron en Hur, dat God roep ons ook om 'n Aaron te wees. Dat jy is dalk in 'n goeie seisoen, jy's gesond, maar die Here roep jou om daai gesonde, sterk, goeie seisoen in stand te hou en dit te gebruik om hulle wat tans om jou stabiliteit soek en krag nodig het,
se arms omhoog te hou. Stabiliteit, kan ek hierdie stelling maak, stabiliteit vra soms kwesbaarheid. Dit vra soms dat hy en ek op 'n plek kom en hier is 'n paar woorde wat ons, ek het so 'n idee, ons moet dit meer deel maak van ons woordeskat. Help my, asseblief. Help my. Ek is so Moses wie se arms moeg is. As ons dromer kyk gemeente, droom ons oor 'n gemeente wat gevul is met mense wat nie net een keer 'n week na byeenkoms toe kom nie, maar wat ook in die week saam leef, mekaar se arms omhoog hou. 'n Groep mense wat lewe gevul met God se gees, wat soek na stabiliteit, wat werk vir stabiliteit in ons werkplekke, in ons skole, in ons families. En te sê, Here, ons leef in 'n onsekere wêreld. Maar ons weet, U is die vegter en daar stabiliteit in U te vind. Ons sal vanoggend afsluit met hierdie verklaring waar jy en ek gaan sing dat hierdie geveg, die stryd waar binne ons is nie net ons stryd nie. Jy's nie alleen in die stryd. Maar God veg saam met ons hierdie stryd. En ek wil jou nooi om hierdie vanoggend uit volle bors te sing, met geloof te sing, nie net oor jou eie lewe nie, maar as jy weet van familielede of vriende wat tans deur 'n stryd gaan en onsekerheid beleef, dat ons ook hierdie woorde sal sing as 'n verklaring oor hulle lewe. Kom ons staan, dan gaan ek vir ons saam bid voordat ons gaan sing. Dankie. Here, dankie dat ons kan weet dat in spite van 'n onsekere wêreld waarbinne ons leef, ons stabiliteit in U kan vind. Dankie dat ons vanoggend kan verklaar dat U ons vegter is. Dat U die een is wat ook vanoggend vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En mag ons dit ook beleef, Here, dat U ons vegter is in die uitdagings waarmee ons staan, maar ook ons familielede tans. Ons bid dit in U naam. Amen. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. But there's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees.
sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you.